Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ons hoop julle geniet die diens en mag die Here julle seën. Familie, vriende, baie welkom. Welkom by vanoggend se aanlyn diens vir almal wat inskakel by Facebook en YouTube. Mag albei jou seën. Mag 'n regte woord uitgaan wat vir ons soos lig in 'n donker kamer is. Die Here wys vir my hierdie week dat ons het al, maar weer moet kyk na suffering en hoe hy goed is en hoe daar 'n stem teen ons kom, 'n gedagte, 'n wapen wat teen ons gevorm word, teen ons gedagtes, dat die Here
eintlik nie goed is nie, dat hy eintlik nie daar is nie, dat die lyding daar buite sy wil is. En daai is 'n leuen wat ek vandag wil aanspreek. Ek moet jou praat 'n bietjie oor lyding. Vandag gaan nie sy is net oor lyding nie, maar lyding en waar is die Here tydens lyding? En is hy nog goed tydens intense suffering? Amen. Family, ons het 'n lidmaat wat nou net 'n groot operasie gehad het, Johan Malan. As julle vir hom sal bid, vir hom en sy vrou Sandra. Hy is nog in die hospitaal en ja, ons gebede is by hulle. Baie lief vir hulle, Johan en Sandra Malan. Dan belangrike afkondigingspunt is die Bybelskool. So Bybelskool, ek sê nou Bybelskool kursus. Ons het 'n kursus, nuwe kursus, Markus 16. Het fokus op 2 aspekte. Een is bevryding. Ons het laasweek lekker bevryding gedoen. Ek dink daar was 25, 26 mense in die klas wat goed is en it was 'n baie powerful moment. Die Here het opgedaag, 'n bevrydingswerk gedoen. Hy het 'n bonatuurlike sessie gehad. Volgende week is nog steeds bevryding en dan gaan ons kyk na genesing. Dit is 'n 5-week kursus, daar's 4 weke oor. Jy kan nog aansluit. Die handleiding is R100 per handleiding. Ek dink daar's 2 handleidings. Vir nou net die 1 handleidingkie en dan met genesing 'n tweede handleiding. Maar die kursus is verniet. As jy die kursus wil bywoon, nie die handleidings wil doen nie, ek sal regtig jou aanraai, invest daai R200 in daai handleidings. Dit is baie prakties. Dit gaan jou regtig oprig. As jy net flaf nie. Dit is regtig oprigtings handleidingkies en dit is klein, dit is min. Dit is nie 'n tesis, teologiese tesis wat jy gaan ure met op sy sit om deur te lees nie. Dit is regtig net sulke klein boekies, to the point, regtig baie prakties uitgelê en so aan. So Dinsdae aande 7 tot sê maar 8:30. Ons vorige sessie was so 1 en 'n half, 7 to 8:30. Ons maak dit 7 uur sodat almal wat werk nog kan bywoon. So volgende 4 Dinsdae is nog Markus 16. Kom en word opgerig. Here, ek dank U vir U liefde. Ek dank U vir hierdie oggend en dankie vir die woord wat U release. Dankie vir hierdie woord van bevryding. Dat ons kan weet U is goed. Dat U altyd goed is. En dat U Uself uitgegiet het vir ons in die naam van Jesus. Amen. Ek wil begin deur vir jou 2 stories te vertel. Ek het so 'n paar jaar gelede, toe het ek 'n selleier gehad, nie in hierdie gemeente nie. En ek was by haar huis en ek het lekker met haar tyd spandeer, ek en my vrou natuurlik, en lekker fellowship gehad. En op 'n stadium vertel sy my van 'n storie van haar kat. Haar kat wat weg is. Onthou nou wie hierdie persoon is, 'n leier in die gemeente, 'n pastorale leier. En ek sal nou haar nie reveal en haar nie bus en gooi haar naam sê nie. Maar die storie gaan so, ons sit en drink koffie en sy vertel hoe haar kat weg was. Haar kat, dit is baie lief vir haar katte. En een van haar katte is weg. En sy sê toe, ek was so op hol, ek het gesoek oral, ek het onder alle bosse gekyk en ek was in die garage en die mannetjies kat kan so wegdwaal vir 'n dag of 2 en dit maak haar so op hol. En sy bely al haar sonde, sê sy, en sy is so jammer en sal die Here asseblief haar kat terugbring. En ek luister hierdie storie so en ek is, okay. Die kat dop toe uit, prys die Here. Nie terwyl ons daar was nie, maar net 'n tydjie daarna. Maar weet jy wat tel ek toe op? Selfs 'n seller in 'n charismatiese gemeente, wat al 'n jare in 'n charismatiese gemeente is, het nog steeds 'n snaakse verstaan rondom lyding. Wanneer ons deur trials and tribulations gaan, sufferings gaan, is dit alles die perfekte wil van die Here. Hierdie ouens, ek wil 'n oorlog maak teen hierdie persepsie. Hierdie is wat ons noem 'n hyperkalvinistiese verstaan van die Here. Vergeet van die moeilike woorde. Die kalvinistiese verstaan van die Here is dat hy in alle opsigte, ten alle tye, in perfekte beheer is van alles. Elke sekonde van elke dag. Maar dan gaan jy begin frons sê vir my, vra, maar Pieter, natuurlik is die Here in beheer, hy is almagtig, né? En ek sê vir jou sê, ja, hy is in beheer. Maar om te sê dat alles wat met jou gebeur, die perfekte wil van die Here is onbybels. Dis onbybels om te glo dat alle siekte, alle oorloë, alle suffering
in hierdie wêreld die perfekte wil van die Here is. Ek weet eintlik nie hoe ons hierby uitgekom het nie, want dit is net nie eenvoudig nie in die Bybel nie. Dis 'n ander, daai godsbeeld, daai verstaan van die Here kom vanuit 'n ander plek uit, nie uit die Bybel uit nie. Ek preek een keer en ek wil weer regtig hierdie stories vir jou vertel sodat jy kan verstaan hoe pervasive hierdie probleem is, hierdie ding is in ons kultuur. Dit is oral. Ek preek een keer en ek preek in charismatiese gemeentes, ouens. Ek is 'n charismatiese pastoor, nê? Ek is nie 'n NG Kerk dominee nie. Dis 'n ander saak as 'n NG dominee was of 'n Luteraanse reverend was, maar ek is nie. Ek is 'n charismatiese pastoor en ek kom hierdie ding in die charismatiese kerk voor te. Omdat ons sulke diep gereformeerde wortels het, wat nie sleg is nie. Dis net daar's sekere aspekte wat ons moet vernuwe in ons denke. En ons denke in lyn bring met die woord. Ek preek een keer oor genesing en die hele preek gaan oor dat die Here jou wil genees. Ons sien dit in die Bybel, Jesus kom en hy genees die mense van demoniese siektes, demoniese invloede. Hy genees hulle. Dit is die wil van die Vader. Die Here Jesus in die woord, in die Nuwe Testament, is die openbaring van die wil van die Vader. En wat was Jesus se bediening? Is om hulle wat gevange is vry te maak, hulle wat blind is te laat sien en mense te genees, hulle te red. En dink is Filippus wat vir Jesus op 'n stadium vra, wys vir ons die Vader, dan sê hy, Filippus, ek is al so lank by julle, hoe weet jy nog nie? Wanneer jy my sien, dan sien jy die Vader. Ek paraphrase, maar ek is die openbaring, die meer akkurate, perfekte openbaring van die liefde en die wil van die Vader. Ek doen ek moet nou terugkom op my storie. Ek doen 'n preek oor genesing en ek hamer regtig op hierdie ding dat die Here se wil is om te genees. Dat siekte nie van die Here af is nie, dat siekte nie jou deel is nie, because through His stripes we have been made well. We have been healed. Hy het ons genees, bonatuurlike genesing. En na die tyd kom 'n man na my toe. Hy kry my 'n dag of 2 na die preek toe en sy 'n persoon in sy familie het kanker. Ek dink dit was sy suster. Ek is baie lief vir die man. Besigheidsman in Woester. En hy kom my toe en hy sê ek het jou preek gehoor, het so tot my hart gespreek. Ek het dit dadelik vir my sussie aangestuur en vir haar gesê, sien jy? Die Here het jou kanker gegee vir 'n rede. Alles gebeur vir 'n rede. En weet jy, my moed het so gesak daai dag, want dit was die teenoorgestelde van wat ek probeer kommunikeer het. Net mooi. En ek wil regtig aan jou kommunikeer, hierdie kulturele vesting is amper soos iets oor ons ore. Dis soos 'n bril wat ons aan het en ons kyk, sien alles wat in die wêreld gebeur deur hierdie brille. Deur hierdie brille van alles wat met my gebeur, is die wil van die Here. Dit raak eintlik so belaglik, want ek op 'n stadium het ek 'n vriendin wat vir my sê, luister, ek het my lisensie om te bestuur, nee, ek het dit gefail, en ek weet dit was die perfekte wil van die Here, ek het geweet, ek moet dit fail, want die dag daarna, toe het hierdie einste kar, 'n flat tire, en die Here het geweet, ek moenie my lisensie slaag nie, want as ek dit slaag, gaan ek met hierdie flat tire opeindig langs die pad, vrou alleen. En ek luister hierdie storie so, en ek vra van, maar hoe het jy hierdie toets gefail? Sy sê nie, het was met die parallelle parkering, het ek die paaltjie gestamp, toe ek het my neus probeer in reverse. En ek vra toe vir haar snaakse vraag, ek vra toe, was dit die Here wat bestuur het? Sy sê nee, het was ek. En toe los ek die storie daar. Maar sien jy, sy fail nie haar lisensie, want het was die perfekte wil van die Here nie, sy fail haar lisensie, want sy kan nie parallel parkeer nie. Ek wil nie sarkasties en ligsinnig oorkom nie, maar verstaan jy, ons moet regtig weet wat se brille ons mee kyk. Want so baie kyk ons na situasies met die verkeerde brille, en daai brille is die probleem, nie eers wat gebeur nie, die brille is baie keer die probleem. Ek gaan vinnig vandag, en tot 'n mate is hierdie so 'n gewigtige topic, want die vraag word eintlik inherent gevra, hoekom is daar lyding? Waar kom lyding vandaan? As die Here dan goed is en die Here is dan almagtig, hoekom al die lyding? En ek gaan vir jou 2 antwoorde probeer gee. Gaan ek slaag om hierdie eeue oue vraag op te los vandag? Gou vinnig hier op die Parelberg? Nee.
Maar God is my witness, ek gaan probeer. En ek gaan probeer om vir jou 'n meer Bybelse paradigm, bril te gee, om na lyding te kyk. Om na hierdie wêreld te kyk. En 'n antwoord te hê vir mense wat vir jou vra van die hoop wat in jou is. En hoekom is daar lyding? Ek dog die Here is goed. Dit kan mos nie wees nie. Kyk, ek wil net gou vinnig dit sê. As ons sê, alles wat gebeur, is die Here se perfekte wil, dan is ons in groot moeilikheid. As jy dit glo, is jy in groot moeilikheid, want dan sê jy, al die oorloë is die perfekte Here se wil van die Here. Al die verkrachting in die land is die perfekte wil van die Here, want die Here gaan dit meewerk ten goeie. Al die moord, al die siekte, al die dood, is die perfekte wil van die Here, en hy gaan dit alles laat meewerk. Nee, dis 'n onbybelse verstaan van lyding. Ek gaan vir jou meer Bybelse ingee. Hierso is dit. En dit is genaamd vrye wil. Het jy geweet die Here skep aan die begin van Adam en Eva met 'n vrye wil? In Genesis 1, 2 en 3 het ons hierdie toneel van Adam en Eva wat in 'n liefdesverhouding met die Here is en met mekaar is en toe sondig hulle. En hierso is die stikkie ding van vrye wil. Kyk, as ek in verhouding met 'n robot wil wees, is dit maklik, want ek programmeer net 'n robot om op te tree soos ek wil hê dit moet optree. Maar die Here wil nie in verhouding wees met 'n robot nie, net soos jy nie met 'n robot getroud wil wees nie. Jy wil nie met 'n robot getroud wees en jy wil iemand getroud wees wat jou uitdaag, waarmee jy die lewe kan geniet, wat alles net lekkerder maak, wat die beste uit jou uitbring, nie 'n robot wat net ja en amen op alles wat jy sê nie. Iemand wat anders is as jy. Jy sien, hier is die stikkie ding van vrye wil. Wanneer jy vrye wil vir iemand gee, of wanneer jy 'n Adam en 'n Eva maak met 'n vrye wil, is daar die risiko dat hulle teen jou kies, uit hulle eie vrye wil. Maar sonder vrye wil is baie kardinale goed soos liefde nie moontlik nie. Liefde kan net gebeur as daar vrye wil is. En dit was die Here se wens en sy liefdevolle behoefte om jou te maak met 'n vrye wil, want hy wil hê jy moet hom vrylik kies. Hy soek nie robotte nie. En hier is die een antwoord vir lyding in hierdie wêreld. 95% van lyding, dink 'n bietjie hieraan, is as gevolg van vrye wil. Dis as gevolg van my en jou. In hierdie land is daar lyding wat gebeur. Mense wat ander mense vermoor. Ons het een van die hoogste verkrachtingssyfers in die wêreld. Dit is mense wat ander mense verniel vanuit hulle vrye wil. En dan vra ons, waar is die Here? As ek soos, maar dis mense. Mense doen hierdie goed. Dis mense wat teenoor ander mense sonde pleeg. Ek het 'n vrye wil, maar daai einste vrye wil is ek lief vir my baby en soen ek my vrou nag in die aand. Ek kan daai einste vrye wil gebruik om 'n geweer uit te trek en vir Tannie Joey te skiet. Tannie is net 'n voorbeeld, 'n stupid voorbeeld. Sien, vrye wil is 'n stikkie ding. Maar sonder vrye wil is ons nie mense nie, is ons iets anders. Ons is robotte. Ja, so die Here kan ons vrye wil wegvat, hy kan. Dan sal baie van die lyding weggaan, ja, dit sal. Maar as ons almal doodgaan, want as ons nie mense nie. So sien die probleem, sien die predikament. So vrye wil is 'n definitiewe antwoord vir baie van die lyding daar buite. En dan 'n ander een is die bose, die duiwel. En hierdie is Bybelse antwoorde. Ek gaan vir jou lees uit Handelinge 10, Handelinge 10:38. Luister wat die bediening van Jesus gedoen het. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat luister mooi, onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Met Jesus se koms kom die manifestasie van koninkryk, die perfekte wil van die Here. Hy is die openbaring van die Here. Hy maak los hulle wat onder die mag van die vyand was. So baie sien ons demoniese bevryding. Daar waar Jesus gaan doen hy demoniese bevryding. Hoekom? Want dis hulle wat in die mag van die vyand is. Die vyand
vir 'n tyd, nie vir altyd nie, maar vir 'n tyd, het mag in die wêreld, is so. Beteken dit, hy het soort gelyke mag as die Here? Nee. Maar mense is onder die vyand se beheer. Ons doen nou die Markus 16 kursus, waar ons bevryding doen. Hoekom is dit moontlik nodig om bevryding te doen? Want mense is baie keer onder die beheer tot 'n mate van die vyand. En dit bring lyding na vore. Dit is hierdie gebed, ek weet nie of jy het ken nie, dit is so effens bekend, die naam is die Onse Vader, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, where? On earth as what? As it is in heaven. Onse Vader wat in die hemel is, geheilig sy u naam. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied op aarde, soos dit is in die hemel. Hierdie is nie moeilike begrippe nie, ek weet nie hoe ons hierdie goed verkeerd verstaan het nie. Waar gebeur die perfekte wil van die Here? Dit gebeur in die hemel. So hoe beland ons in 'n situasie waar ons sê alles op aarde, alles, elke sekonde, elke particle of dust, alles is die perfekte wil van die Here. Al die moord, al die verkrachting, al die diefstal. Die Here laat alles maar net ten goeie meewerk. Hierdie is onwaar. Waar gebeur die perfekte wil van die Here? Het gebeur in die hemel. En die Here het gekies om met my en jou hande te vat, om sout en lig te wees op hierdie aarde, totdat hy aan die einde alles nuut maak. Is dit my en jou taak om hande op siekes te lê, om water vir hulle te gee wat dors is, en klere vir hulle wat nie klere het nie, om na die tronke toe te gaan, en hulle gaan besoek wat in die tronk is. En as ons dit nie doen nie, gaan wie dit doen? Niemand. Ek en jy is die sout en die lig in hierdie gemeenskap, in hierdie generasie. Ek en jy is op die Parelberg die sout en die lig. Niemand gaan dit vir ons doen nie. Is daar engele wat uitbeweeg saam met ons? Ja. Gaan die engele doen as jy dit nie doen nie? Nee. Jesus. Weet jy hoe bevrydende waarheid is hierdie? Ek praat met 'n dametjie wat kanker gekry, sy is gediagnoseer met kanker, en sy het vasgeglo, dit was die wil van die Here om haar amper dood te maak, sodat sy iets kon leer uit die proses. En toe ek met haar begin deel en vir haar die tekste gee en vir haar wys, luister, ons is in 'n gebroke wêreld, daar's siekte en daar's dood, en dit was nooit die perfekte wil van die Here nie. Inteendeel, wanneer hy ten staan kom teen dood, voor 'n Lazarus, 'n vriend wat gesterf het, dan ween hy. And he groans in his spirit. Want dit was nooit sy plan nie, siekte en dood nie. En jy weet, hierdie dametjie, dit was asof 'n sluier of skille van haar oë afgeval het. Ek onthou nog hoe sê sy vir my, en sy sê, weet jy, so die Here is eintlik goed. En die Here wil my eintlik genees. En dit was so 'n bevrydende waarheid vir haar. En sy het al genesing gekry, en sy was in remissie tot vandag toe nog, en het geen kanker nie. Maar die Here is nie een daai pappa wat kinders se bene breek om vir hulle ietsie te leer nie. Dis nie ons pa nie. Dis net nie wie hy is nie. So onthou hierdie twee sleutels, en hierdie is nou, ek gaan met my preek begin, hierdie was nou net fondasie. Ek hoop hierdie is te filosofies, ek wil regtig nie hê, jy moet net oor jou kop gaan nie. 2 redes. En dis nie die laaste wat ons hieroor gaan praat nie, dis nie 'n tesis wat ek vandag vir jou gee, om al die antwoorde rondom lyding op te los nie, nee, maar 2 sleutels wat regtig goed is, en baie antwoorde vir ons gee, is vrye wil, en die enemy, die vyand. Ons beland baie keer in situasies van lyding, waar iemand anders se keuses ons beïnvloed, waar ons is in 'n land waar ons load shedding het. Wat is dit? Is dit die wil van die Here? Nee, dis dom besluite deur mense. Dis 'n vrye wil. Ons almal suffer. Hoekom? Die ekonomie suffer. Hoekom? Want iemand het 'n dom besluit geneem. Want daar was besluitneming geneem, die human error. Iemand ry nou dag in my polo vas, en wat is dit? Dit is human error. Ek suffer as gevolg van my kar wat stikkend is. Hoekom? Want iemand het in my vasgery. En as die Here daai man se vrye wil weggevat het om in my vas te ry, dan moet hy my vrye wil wegvat om my vrou te soen.
Vrywil is 'n stukkie ding. So vrywil speel 'n groot rol, die vyand speel 'n groot rol. Hierdie is twee bevrydende waarhede. Dis nie sleg nie, dis bevrydend. Om te weet die Here breek nie jou been nie. Om te weet die Here gee nie vir jou siekte nie. Hy is amazing. Ek hoor so baie wanneer mense deur diep suffering gaan, the dark night of the soul, en as kom hierdie vraag na hulle harte toe, is die Here regtig goed en is hy regtig daar? En dit is nie oukei vir ons om so min oor lyding te praat, ons moet meer oor praat. En dit is nie oukei om net om 'n tipiese charismatiese antwoord te gee soos, ag man, the joy of the Lord is your strength. Staan in die vreugde van die Here. Nee, het empatie en simpatie met real suffering. Want die Here het gehad. Kyk, wanneer die dood kom klop teen jou deur, die handjies en die hartjies op WhatsApp en die sterkte broer is nie meer genoeg nie. Dan moet ons antwoorde hê. Goeie Bybelse antwoorde. So ons weet nie dalk hoekom daar altyd lyding is nie. Ons dalk 'n idee, maar ons ken matendele, ons weet matendele. Maar hierdie is een ding waarop ons kan staan, dat die Here goed is, en hy wil nie hê ons moet ly nie. Dat die Here so goed is, en dat hy omgee. Jy mag nooit meer dink die Here gee nie om nie. Daar mag baie redes vir jou lyding wees, baie komplekse redes en die Here alleen weet. Maar hier is een realiteit. En dit is dat die Here waaragtig omgee. Hoe weet ons dit? Ons weet dit van wie die kruis. In hom wat kruis toe gaan, word geopenbaar die Here wat so omgee. Hy red jou, weet jy, hy red jou want hy's lief vir jou. En hy wou jou red. Hy het jou nie gered want hy het jou jammer gekry nie. Is nie uit pity uit nie. It is out of love to be with you. Het hy die ultimate sacrifice gegee. Het hy die ultimate lyding deurgegaan vir jou. So, hoekom? Sodat jou lyding eendag kan ophou. Hy het die ultimate lyding gevat, sodat jou lyding kan ophou, sodat jy in sy sabbat kan ingaan, sodat jy in sy vrede kan ingaan, en ewige lewe kan hê, waar daar nie meer geween is nie, nie meer trane is, en lyding en siekte is nie. Dis hoekom hy hierdie doen, sodat jy uiteindelik kan ophou ly. En in hierdie lewe sal ons ly. Ons gaan deur lyding gaan, hy sê dit ook vir ons. Maar hy sê vir ons, ek is by jou in jou lyding, Jesaja 43. Wanneer jy deur die vuur gaan, is ek daar, dit sal jou nie brand nie, ek sal daar wees, ek beloof. Hierdie is nie 'n klein waarheid nie, ek lees nou die dag, ek het nou sy naam vergeet, 'n storie oor 'n sendeling in die 1800s, wat skipbreek ly. Is 'n jong man, ek dink hy was 24, sy naam was Edward, mag sy naam nou verkeerd uit, Edward, ek gaan die storie aan jou vertel, kom ons praat van Edward. En Edward ly skipbreek saam met 'n paar ander mense op 'n eiland. En hy was 'n sendeling, hy het sy hele lewe uitgesien na hierdie sendingsreise waarop die Here hom sal stuur om die evangelie te gaan verkondig op plekke waar niemand nog ooit die evangelie gehoor het. En Edward was 'n jong man, ongetroud, en hy het sy lewe op sy gesit, set apart vir die Here en sy werk. Edward ly skipbreek, hy beland op 'n eiland, saam met ander mense, en hy sien hoe die mense een vir een van die honger en dors doodgaan. En ons ken nie die storie, want iemand het op Edward se beendere afgekom, en Edward se joernaal ontdek. Ek neem aan, dit was in 'n leersak, dis kom het behoue gelaat is. In die 1800s kon jy nie jou WhatsApp uitdruk en net chat, en sê ek is hier op 'n eiland nie, nee. En die laaste journal entry van Edward gaan as volg. Hy sê, I am the only one remaining. I can feel my life slipping away. En hier is 'n jong man wat alles verloor het, wat nie die doel en 'n roeping van sy lewe vervul het nie. 'n jong man
wat nooit getroud was en babas sy eie babietjies vasgehou het nie, wat nooit die lewe geproe het nie. En hy skryf, but through all of this, I am overwhelmed by the love of God. Jy sien, wanneer jy deur deep suffering gaan, sê die Here, is hy daar op 'n baie bonatuurlike manier. Net soos hy by Edward was in die laaste dae. Net soos hy by my broer nou was met 'n nieroperasie. Aan die einde maak hy dit reg en sy belofte is dat hy ons omring en in besit neem wanneer ons deur die vuur gaan. Dankie Here. Dankie Here. Daar's 2 tekste wat ek gou vir jou wil lees. Ek gaan albei vir jou lees, en lees dit gou saam met my. Wat 'n powerful tekste, sjo. Ek lees uit die ESV uit, die Here wys vir my hierdie. Dit is nie goed wat ons nie noodwendig weet nie, maar dit bless so my hart, om dit net, ek wil jou net herinner aan die waarheid. Hebreërs 12 vers 2, die ESV uit. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of God. Who for the joy that was set before him, Jesus, die vreugde wat hy in die oog gehou het, daar in Getsemane toe hy bloed gesweet het, net voor hy die koppie van die toorn van die Here gedrink het vir my en vir jou. Al die sonde in die wêreld, heilige God wat mens word, wat suffer, en wat die toorn, homself vereenselwig met sonde, die toorn van die Vader drink, homself verwyder van die Vader wat sy rug draai op die seun. En hy vat my en jou sonde. En ek lees hierdie bekende gedeelte en ek sê, the joy that was set before him. Wat? The joy? Wat's 'n joy? Dis terrible, was terrible. Heilige God wat sonde geraak het. Nie wat net my en jou sonde gevat het nie, hy het my en jou sonde geword. En die antwoord, wat was hierdie joy? Die antwoord kry ek in Jesaja 53 vers 5. En lees saam met my 5, 8, 9 en 10 uit die ESV weer eens. But he, the Lord Jesus, was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. Vers 8, by oppression and judgment he was taken away, and as for his generation who considered that he was cut off out of the land, out of the living, stricken for the transgressions of my people. And they made his grave with the wicked, and with a rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Vers 11. Out of anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Wat was hierdie, miskien verstaan jy nie heeltemal daai, en ek lees nie die hele konteks nie, maar Jesaja is besig om Jesus te typeer, en deur sy wonde sal ons genees word, een sal verdruk word en gebreek word, sodat baie gered kan word. Wat was hierdie vreugde, wat voor hom gestel was, the joy that was set before him, vers 11, by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be righteous. Wat was hierdie vreugde wat die Here in die oog gehou het vir jou en vir my? Dat ons gered sal word. Hy red my en hy red jou. En dit was vir hom a source of joy. Dis hoekom hy kruis toe is.
vir my en vir jou. Jesus is die een wat in die cycle van dood en siekte en 'n man wat 'n man doodslaan van die begin af, 'n man Kain wat sy broer Abel met 'n klip doodslaan en van daar af is daar generasies wat swaarde uittrek en mekaar doodsteek en daar's siekte en daar's verwoesting en Jesus kom hierdie bose siklus in wat ek en jy begin het om dit te stop. Hier is wie die Here is. Hy's nie die een wat die oorloë begin nie. Hy's nie die een wat hy's nie die outeur van siekte nie. Hy's nie die outeur van hierdie goed nie. Kan hy hierdie goed gebruik? Ja, maar hy's nie die outeur hiervan nie. En hy kom dit in om dit te breek. Sodat ek en jy, dat ons lyding eendag sal ophou. Dankie Jesus. Hier is wie die Vader is. Hier is wie die Seun is. Die een wat kruis toe gaan vir jou. So ons kan baie redes hê en baie vrae het rondom ons lyding, maar een ding wat ons nie kan ooit sê nie, is die Here gee nie om nie. Hy gee so baie om dat hy homself gee, in volheid. Ek wil gou vir julle 'n gedeelte lees, 'n gedeelte wys uit The Passion uit. Baie powerful deel waar, is nie in die Bybel nie, dit kom uit Openbaring 21 uit. Jesus sê die volgende, hy sê, Behold, I make all things new. En Mel Gibson het hierdie vers ingeskryf in die Passion gedeelte toe Maria na hom toe gekom het. Het dit so gebeur? Nee, ons glo nie so nie, maar is baie, baie goed gedoen. Kom ek kyk gou saam met my. Behold, Mother, I make all things new. Openbaring 21. Aan die einde sal hy alles nuut maak. Het jy geweet dat hierdie so 'n hoopvolle boodskap is? Dat hy kom, hy sal alle trane wegvee. En hy sal alles nuut maak. Die hemel, die nuwe aarde, die nuwe skepping wat hy gaan maak in Openbaring 21, is nie net 'n betaling vir jou en vir my nie. Dis nie net 'n compensation omdat ons so swaar lewe gehad het nie. Dis nie net 'n betaling omdat ons so gelei het nie. Weet jy wat dit is? Dis 'n herstel van alles. Dis 'n herstel van dit wat nooit was nie. Edward wat nooit in sy ministry ingestap het nie, alles sal herstel word. Die lewe begin eers daar. En ek het iets hiervan al beleef. Ek het my pa, net voor hy gesterf het, kry ek 'n visie, 'n oop visie van hom. En dit was nie net 'n droom nie, dit was 'n oop visie. Ek was daar, ek onthou dit so goed. En die droom gaan so, ek sien my pa en die lig val so op sy gesig. En hy gee so diep sug. En ek onthou, ek dink, daar is familie hier en dit is soos 'n stadion om my. Ek onthou dit. Miljoene mense. En vriende en familie, en ek onthou, dink ek, daar is so baie familie hier. En ek sien hoe my pa huil, en ek ervaar, hy is so vergenoegd, hy is so tevrede, hy is so bly. Want sien, my pa het depressie gehad. Toe my ma gesterf het, was dit swaar gegaan met hom. Ek het sy lyding elke liewe dag gesien. Ek het op 'n stadium vir die Here gesê, wanneer genees u hom van hierdie depressie? Wanneer genees u hom van hierdie alleenheid en swaar kry? En hy sterf toe en die vraag was nog steeds, Here, hoekom het u hom nie genees? En die Here sê vir my, ek het. Hy is nou by my.
Ek is sy deel. Hy is nou in my perfekte wil. Hy is nou perfek tevrede. En sy lewe begin nou. Ek maak alles nuut. Ek wil afsluit met die volgende wat Theodor Dostoevsky gesê het. Dis 'n bekende Russiese filosoof, teoloog. En dit klink nou dalk te filosofies, maar just bear with me. Ek gaan dit op die bord ook sit vir jou. Luister saam met my na wat Theodor sê. 'n Man wat ook lyding geken het. I believe, like a child, that in the world's finale, at the moment of eternal harmony, something so precious will come to pass, that it will suffice for all hearts, for the comforting of all resentments, for the atonement of all the crimes of humanity, for all the blood that they've shed, that it will make it not only possible to forgive, but to justify all that happened. Op daai dag wat hy alles nuut maak, wanneer hy sy hand uitstrek en die vyand bind, my en jou perfek herstel in sy wil, al die verhoudings herstel, dan sal ek en jy sien dat dit alles oukei is. Dat al die dood en lyding wat gebeur het, soos 'n droom en soos mis voor die son sal verdwyn. Soos 'n droom sal verdwyn, 'n nagmerrie wanneer jy wakker raak. Soos mis voor die son as die son opkom. And I believe that in the grand finale of the universe, something so precious will come to pass. Dit gaan ons harte herstel en alles herstel. Dankie Here vir daai dag. En ek wil nou jou hart bemoedig en sê die Here is naby. En hy gee om. Hy omring jou van alle kante, hy neem jou in besit. Ek wil reg tot jou hart spreek en sê die Here is by jou. Hy is goed vertroud met jou lyding. Hy het elke traan wat jy gehuil het gevang en hy stoor dit. Hy ken elke trane waarvan jy al vergeet het, onthou hy. En hy is getrou. Hy sal hy trane wegvee. En sy belofte nou, hy is by jou in die vuur. Ek gaan afeindig met 'n liedjie, Another in the Fire, holding, another in the fire, and another in the water. There is another in the fire. En sy naam is Jesus. Familie, die Here seën jou. Mag jy die Here so beleef in tye van nood. Mag jy nie soos ongelowiges treur en huil sonder hoop nie. Maar mag sy liefde en sy vrede jou sinne bewaar in die donker ure in die naam van Jesus. Amen.